Hartlike goeiemôre van my kant af. Weer eens 'n voorreg om so saam met u te wees en mag die Here vir ons ook ryklik saam seën. Hierdie weer eens is 'n bondrokkie en wanneer dit kom by die nesbouery, dis dit gewoonlik die wyfies wat die nes bou, gewoonlik op die grond waar die basis dan 'n bos gewoonlik is, daar in die grasse en dan gebruik sy gras en sagte materiaal om dan daardie nes uit te bou. Die mannetjie en die wyfie bly by mekaar tydens die broeiseisoen en na die broeiseisoen dan beweeg hulle weer uit mekaar uit. Hulle is redelik aangepas in hulle omgewing, maar waar daar swaar werk en dinge aan die gang is in daardie areas, vermy hulle juis daardie areas. Die mannetjies sal herken word aan daardie duidelike swart kop met daardie pragtige rooi borsie en dan ook daardie wit om die nekkie en dan ook 'n bruinerige ruggie wat hulle het, terwyl die wyfie en die kleintjies is eintlik maar val van kleur. So kom die Here ook en hy kom leer vir ons verder rondom die opdragte van die Here, en besonder wanneer dit kom by berou en belydenis van sonde. En weet ons dat Dawid vir ons 'n baie mooi voorbeeld is, want Dawid het trane van berou getoon toe sy verhouding met God skade gelei het, terwyl Esau, waarna ons gister dan ook gekyk het, trane gehad het omdat hy die seun nie kon ontvang nie. Hy wou nie regtig daardie verhouding laat herstel nie, maar hy sy eie persoonlike gewin was vir hom meer belangrik as om waarlik die seën van die Here dan ook terug te kry. En 'n kenmerk van ware berou is juis dit wat vir ons in 1 Johannes 1 vers 9 uitgespel word. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Toe Nathan by Dawid dan ook kom en vir hom sê dat hy die man is wat gesondig het Dawid ware berou gehad oor sy sonde. Hy het dit bely voor die Here en het hy dan ook sy sonde laat staan. Daarom is dit so belangrik wanneer dit kom by hierdie saak van berou en belydenis, moet ons erken dat ons in die teenwoordigheid van 'n heilige God is en dat God nie sonde kan duld nie. Ons moet by daardie punt kom dat daar 'n verandering oor ons gedagtes sal wees wat ons gedoen het. Daarom die woord metanoia wat praat van 'n gedagteverandering wat moet plaasvind oor daardie sonde, om te besef hoe groot my sonde voor God is en dat daardie sonde juis Jesus kruis toe geneem het in my plek waar ek eintlik moes gesterf het. Dat daar ware berou in die hart oor sonde sal wees. So baie belangrik dat ons moet besef, daar moet ware berou wees. Egte berou. Nie berou soos Esau gehad het om net die seun terug te kry en maar net weer in 'n sekere posisie herstel te word nie, maar ware berou waar ek my verneder voor God en waar daar ware berou in my hart is oor dit wat eintlik ek aan Jesus gedoen het. Om weg te draai van my sonde is so 'n belangrike aspek, om weg te draai van sonde af en dat die Here my sal kom vernuwe, dat ek 'n nuwe skepsel is, soos 2 Korintiërs 5:17 sê. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. So daar sal 'n verandering van gedrag wees. En dit is 'n baie belangrike aspek. Wanneer iemand tot bekering gekom het, sal daar verandering van gedrag wees. Ek sal nou vir die dinge van die Here wil lewe. Daarom het Dawid getuig, Psalm 51 vers 6. Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou. Om te besef, my sonde is teenoor God wat ek gedoen het. En daarom die uitroep in Psalm 51 vers 4, was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Daar is ware berou in sy hart gewees. Mag die Here daardie berou ook in ons hart vind as daar sonde in ons lewe teenwoordig is. Kom ons bid saam. Here, dankie dat daar 'n man soos Dawid is wat vir ons 'n voorbeeld gestel het van ware berou en belydenis wat ook plaasgevind het. En mag ons ook, as daar iets in ons lewe is, ook daardie weg van Dawid volg.